Goeiedag, ons kyk hier na die grane en oliesade vooruitskouing na aanleiding van die USDA se World Agricultural Supply and Demand Estimates wat verlede maand uitgekom het, maar meer belangrik, 'n belangrike prysbeweging vanoggend waarby ek sal uitkom, en dit is in ons mark. So eerstens die FSA waar my opsomming is, pryse gaan onder geweldige druk bly. Eerstens kyk ons na die nuutste vooruitskouings 26-27, ten spyte van soveel gerugte, nuusitems dat die boere nie gaan mielies plant nie, word daar nog steeds die tweede grootste mielieoes in die FSA se geskiedenis voorspel. Die eindvoorraad as persentasie van produksie daal effens, so dit is belovend. Natuurlik, as die eindvoorraad as persentasie van produksie baie sterk gestyg het, het hulle min uitvoere verwag. Maar nietemin, die tweede grootste oes, wat volg op die grootste oes in die FSA se geskiedenis, en dit op sigself is baie bearish vir die FSA mark. Sojabone, dieselfde gerugte, nuusitems, laat daar 'n groot swaai gaan wees van mielies in die FSA na sojabone, het nie werklik gerealiseer nie, wel 'n styging van 'n skrale styging van 4 miljoen ton hier op die linkerkant se skaal, 116 na 121, basies 5 miljoen ton, en dieselfde as met mielies, die eindvoorraad as persentasie van produksie daal, wat op sigself dan nie so bearish is nie. Mens kan jy nou maar self indink wat sou die geval gewees het as die eindvoorraad soos hier in 18-19 'n kwart van die produksie gewees het. Met ander woorde, hulle voorspel nog steeds vir die komende 26-27 seisoen 'n redelike goeie uitvoere, en dit is waar die probleem begin. As ons kyk na China se verbruik en produksie, natuurlik produseer hulle al vir meer as 2 dekades, amper 3 dekades, min of meer op dieselfde vlak, hier rondom 20 miljoen ton se sojabone. Hulle verbruik styg egter dramaties, en weer eens 'n styging in verbruik, en met die gevolg dat die produksie, plaaslike produksie in China as 'n persentasie van die verbruik nog steeds besig is om te daal. As mens na hierdie grafiek kyk en mens kyk na die volgende grafiek, sien mens duidelik die ooreenkomste. En die ooreenkomste is 'n konstante styging in Brasilië se sojaboonproduksie, soos hulle die Amazon, die woude rondom die Amazone ontbos om nog sojabone te plant. Net as ek net vinnig verwissel tussen die twee grafieke, is die ooreenkoms visueel merkwaardig. En so Brasilië se produksie het gegroei met China se verbruik. China se voorkeur verskaffer van sojabone is dus Brasilië. Dit kan aangetoon word dat Brasilië die FSA heeltemal verplaas het in die sojaboon uitvoermark. Ek het nog nie so 'n grafiek nie, maar wat hier belangrik is die toename in produksie. Hierdie is Suid-Amerika, so die Argentynse produksie redelik konstant hier op die linkerkant se skaal rondom 50 miljoen ton, maar Brasilië se produksie styg die hele tyd van 172 miljoen ton daarso, 173 miljoen ton na 180 miljoen ton na 'n formidabele 186 miljoen ton, heel wat bokant die verwagtinge, want die verwagtinge vir hierdie seisoen was net oor die 180 miljoen ton styging in Amerikaanse sojaboonproduksie. So, die gevolgtrekking is die voorkeur verskaffer van sojabone vir China is Brasilië. Dit kan statisties bewys word, en gevolglik is dit vir my nie onverstaanbaar dat die langtermyn, ek kyk nie nou vandag na korttermyn grafieke nie, dat die langtermyn prys van FSA mielies
weer eens die afgelope 2 dae onder $4.40 ingebreek het en en waarskynlik daai prys is $4.27 en waarskynlik na $3.80 toe gaan terugbeweeg waar dit vandaan gekom het. Ons het nou die effek van olie in die begin van hierdie jaar gehad. Olie op sigself is 'n video op sy eie weens die dag na dag verandering in die prys, maar dit is die effek van olie, die wisselende effek en dan die afgelope klompie daar veral van die begin van Junie af 'n sterk daling in FSA mielies, veral toe hulle ook die eerste crop conditions report vir die nuwe seisoen uitgebring het waar daar voorheen net planting progress was. Kyk na sojabone, die weerstand wat die naby maand, hier is al 2 Julie maande, hulle het nie 'n Junie naby maand nie, op $12 kry. Weer eens waar was ons $10.50 toe die oorlog uitbreek en ook die konstante gerugte daar en dit was deel van daai staking dat China die FSA se sojabone gaan koop. Ek verskil daarmee. Ek glo hulle verskaffer bly Brasilië en beide grafieke vir mielies en sojabone is 'n aanduiding dat dit terug gaan keer na die langtermyn verhandelingsbande met die gevolg dat $4.27 hier van vandag na $3.80 toe kan beweeg en $11.50 hier na verstommende $10.50 toe kan beweeg. Dit is 'n hele dollar wat daar nog gedaal kan word, maar dit is ook waar die mark was in beide gevalle voor die Iraniese oorlog uitgebreek het. So dan kom ons by Suid-Afrika. Ek wil net kyk na ons mielies. Ons weet nou, dit is ou nuus, dat sonneblomme die tweede grootste oes sedert 1999 het, maar sojabone het die grootste oes sedert 1999, dis toe ek begin data bymekaar sit het, wat volg op die tweede grootste oes wat verlede jaar is. So, eerste ding, in die April oeskatting is die gefinaliseerde oes, die groen balkies, die gefinaliseerde oes, verander vanaf 16.65 miljoen na 16.725 miljoen, dis nog hoër, en die hektare is vergroot van 2.597 na 2.665 miljoen hektaar, en daar in die April 26 oeskatting, verskoon tog, ek dink hierdie is die Mei oeskatting wat 'n week en 'n half terug uitgekom het, tot en met April was die hektare nog 16, was die hektare nog die ou produksie van 16.65 wat toe in die Mei oeskatting na 16.725 verhoog is. Die rooi balkies is wanneer die sogenaamde National Crop Statistics Consortium, die sogenaamde consortium, hulle objektiewe opnames doen. So April altyd vir Mpumalanga en Mei vir die Vrystaat en Noordwes. En die belangrike ding is hier, is dat klein oeste blyk om te daal deur die seisoen. Hier is al die oeskattings van 2024, ons weet hoe die oeskatting die hele tyd gedaal. Geweldige ondersteuning en pryse gegee, totdat die naby maand hier in 2025 met die groot hoeveelhede afkerings rondom 7000 ton gedraai het, selfs hoër as koring. So, klein oeskattings bly daal, daar is die finale oeskatting wat in Februarie uitkom, maar groot oeskattings bly styg. Ek het nog altyd 'n ondersteuner van die oeskattingskomitee, want as dit nie vir hulle is nie, het mens geen objektiewe inligting oor die oeskatting nie, met die klem op objektief, nie elke ou en sy broer se opinies nie.
maar dit is tog opvallend dat nadat ons die objektiewe oesskattings gekry het van die National Crop Statistics Consortium, die oes teen hierdie omvang bly styg het. So nou vra ek myself presies dieselfde vraag af. Is ons op pad na 18 miljoen ton oes, of gaan die oes hierso uitvlak en in hier rondom 17 miljoen ton bly? Dit is 'n groot vraag na aanleiding van die konstante styging in die 2025 oesskatting. Dit bring my by die volgende grafiek. Natuurlik, as jy 'n buitengewone groot oes het, soos wat ons nou het, die grootste oes op rekord, wat volg op die tweede grootste oes op rekord, is dit so dat een of ander tyd in die seisoen, wit mielies, dis in rooi hier en dis die naby maand, sal daal onder geel mielies wat in blou is, en dit het hier rondom 18 Februarie gebeur, was wit en geel dieselfde, daar is 19 Februarie, as dit die vakansiedag naweek was nie, en toe het wit en rooi al onder geel getryd. Dit is wat jy sal verwag met 'n buitengewone groot oes, en die verskil vandag, vanoggend, 3110 vir Junie wit, teenoor 3135, dit gee vir my so R25 vir Junie geel. Met ander woorde, die spread, die verskil, was positief in die guns van geel, terwyl ons normaalweg 'n negatiewe spread het, want op die skerm word wit van geel afgetrek. Dit is noodsaaklik sodat daar al meer wit in die veevoer sektor ingaan, soos wat ons duidelik hier het, tot die einde van Mei. Die rede hiervoor is tot die einde van April, die einde van die vorige bemarkingsjaar. Julle sien dat hier is 'n kontrasykliese verloop in hierdie grafiek, dat as ons hoë veelhede, as ons hoë oeste het, is daar baie wit mielies wat in die veevoer en industriële mark ingaan, maar kyk, November 2015-16, as ons daarby kan kom, ek het nou nie so grafiek nie, dit was natuurlik El Nino, daar's 0, min, geen witmielies, minimum witmielies in die veevoer en industriële mark, en maximaal geel vir veevoer. Nou glo ek, het gaan ons weer hierdie situasie sien. Ons het nou nie El Nino gehad nie, maar net buitengewone hoë pryse. Hier in Julie verlede jaar het die pryse begin skerp daal, en het wit in die geel mark ingegaan, en daardie is die einde April. So hierdie grafiek is myns insiens op pad om hierdie tendens te herhaal, dat daar 200.000 ton, 200 na 250.000 ton wit in die veevoermark ingaan, en dan daal die hoeveelheid geel in die veevoermark ook hier na 250.000 ton toe, hier op die linkerkant. Wat vandag gebeur het is, en dis ook die rede vir hierdie video, die primêre rede, dat geel in Julie maand het uiteindelik 3200 ton as 'n ondersteuning gebreek. Daar was dit ondersteuning in die middel van Februarie. 2 dae die laagtepunte presies op 3200, en toe breek dit vandag, alhoewel dit teruggekom het. So, onmiddellik is die vraag, as dit nou gebeur het, is 'n baie belangrike ondersteuning. Wat gebeur het, waar staan ons met uitvoerpariteit? En hierdie is my uitvoerpariteitsgrafiek, wat op die naby maand is. So, hierdie prys in blou, geel, YM Continuous X rates, is op die Junie prys van vanoggend. En ons sien dat dit is feitelik 'n paar rand, R30 of so, van my berekening van uitvoerpariteit uit rates in Durban. So, ons sien reeds daar het na Vietnam hierdie seisoen uitvoere uitgegaan. So, ons is besig om teen hierdie vlakke al meer kompeterend te raak, en wat belangrik is, ons kan heel moontlike situasie sien
wat ons hier op die linkerkant se skaal op 2.8, maar dit is uitvoerpariteitsberekening, dis nie Safex prys nie, 2.8 hier kan verhandel op uitvoerpariteit en dat hierdie daling, dis nou die vlak van uitvoerpariteit verdiskonteer het vir die nuwe seisoen. Daar moet families ontslaag geraak word, want as jy die hele prentjie van wit, geel, sonneblom en sojaboon met mekaar sit, kan daar 'n kritiese gebrek aan stoorruimte wees, soos die strootseisoen vorder. Dan laastens, ek sê hierso dat onder normale produksieomstandighede, dat die FSA's nou maar eers feitelik klaar geplant, is die verwagtinge dat die pryse van FSA mielies en sojabone onder geweldige druk gaan bly. Dit is as gevolg van die buitengewone hoë produksie verwagtinge in die eerste 2026-27 USDA vraag en aanbod verwagtinge. Ons mielies volg die normale verloop van wat mens sal verwag, following the script. As daar 'n groot oes is, naamlik dat wit mielies val onder geel mielies, sodat dit in die veevoermark en in die sektor kan ingaan, sodat die surplus wit geel mielies uitgevoer kan word, en ek glo die breek vanoggend van Julie 26 onder 3200 is die stimulus om finaal geel mielies by uitvoerpariteit te kry en die druk op stoorruimte hierdie seisoen te verlig. Dan belangrik, ek gaan dit maar lees soos ek het geskryf het, export parity is arguably the most used and abused term in agriculture. Firstly, one day or 1 week below export parity does not mean the whole crop will be exported. Secondly, export parity lies in the eye of the beholder. Hierdie is my uitvoerpariteitsberekening. And is simply the approximate price level where bulk export can take place. Verskeie skepe van 30,000 ton. It does not mean exports can only take place below this level. Dit is belangrik. Dit is nie die geval dat uitvoere net oor uitvoerpariteit kan plaasvind nie. Kyk asseblief na ons disclaimers en dan tot volgende keer.